dit was nog altyd vir my belangrik en vir ons albei, dat die werk wat ons skep moet iets sê. Want niemand is jou enigiets verskuldig nie. Die kosbaarste geskenk wat iemand ooit vir jou kan gee is hulle tyd. En as iemand vir jou 'n uur of 'n uur en 'n half van hulle tyd gee om iets te kyk wat jy gemaak het, ons vat dit nie as vanselfsprekend nie. Ek is Pieter Steyn. Kom ons gesels Land en Sand. Ivan Botha en Donnelly Roberts, seker Afrikaanse bekendste glanspaar. Baie dankie dat julle tyd ingeruim het om vandag Land en Sand te gesels. Dis 'n groot voorreg. Ja, baie lekker om saam met jou te kuier vandag. Die tweede seisoen van Een keer om die son begin op 20 Januarie op Kyknet. En die eerste seisoen, as ek reg was, het Waldemar Pelser nog vir my gesê, Kyknet se groot baas, dat dit een van die heel gewildste drama-reekse in Kyknet se geskiedenis was. Het julle dit verwag? Vir 'n storieverteller is daar geen groter voorreg as wanneer mense jou werk kyk en geniet en saamgesels en saam voel, en die terugvoer wat ons gekry het op die eerste seisoen van Een keer om die son het ons wildste drome oortref. Mense het altyd geweet dat dit belangrike temas is wat ons aanspreek, dat dit familie is. Ons is ongelooflik passievol oor familie en ons wou iets maak wat 'n hele familie saam kan kyk. Maar dit was ook vir ons belangrik om gesprekke oop te breek, want ek dink wêreldwyd, maar in spesifiek in Suid-Afrikaanse konteks, het ons 'n vermoë om moeilike dinge onder die mat in te vee. So in die eerste seisoen praat ons baie oor die Van Wyk mat en alles word net onder die Van Wyk mat ingevee. En dit was vir ons baie belangrik in die skryfproses en in die maakproses om temas aan te raak waaroor daar nie genoeg gepraat word nie. En die terugvoer wat ons gekry het ons oorweldig. Mense hoop altyd dat 'n mens in jou lewe deel van iets groter kan wees, maar ons het nooit in ons hele lewe verwag dat Een keer om die son, dit het 'n lewe van sy eie aangeneem. Ja, ek stem saam. Ek dink ons het vroeg besef in die proses dat hierdie groter is as net, jy weet, vermaak. En dat die gehoor so honger was vir die inhoud. En spesifiek met Donnelly het nou aan dit geraak, die temas van angs, depressie, selfdood, familie. Ja, dit alles binne 'n familiekonteks. Ja, alles wat gepaard gaan met dit. En kyk, dis nie net hartseer, dis nie net drama nie, daar is 'n volronde karakters. En ek dink dit is, mense was weer honger vir dit. En ek's bly, mense is so dankbaar dat mense dit gekyk het en die word of mouth was so powerful. Dit was vir my ongelooflik. En ek dink een van die eerste kere wat Kyknet se terugvoer in ons was dat episode 1, jy weet, het goed gedoen, maar episode 2 het nog beter, en so 3 net, jy weet, mense het naderhand begin vir mekaar vertel, en jy weet, die catch-up het so goed gedoen, want mense wat dalk die episode 1 en 2 gemis het moes opvang, en so daar was 'n tasbare gons binne die Afrikaanse kykerwêreld, jy weet, wat baie lekker was om te beleef. En daai gesprekke wat oopgebreek was, weet, mense het vir ons vertel hoe hulle rondom die waterkoeler by die werk praat oor almal se opinie oor die vorige episode. En weet, toe ons begin skryf het aan dit, was van die eerste vrae wat vir ons gevra is dink ons nie dat hierdie temas te swaar is nie. Dink ons dat mense dit gaan wil kyk. En Ivan het reg van die begin af gesê dat hy gaan dit, dis die Engelse woord, nou palatable maak, jy weet, dat dit vir die kyker nog steeds nie afskrik nie, want te swaar temas is nie noodwendig almal se cup of tea nie. So dit was vir my belangrik om daai aanslag nog steeds kykbaar te maak, al raak ons aan swaar temas, en ek dink ons het baie goed reg gekry om daai balans reg te kry tussen die swaar drama temas wat ons wou aanspreek, maar ook die humor, die liefde, die mooi van die lewe ook, mooi, en dit is nie net een ding nie, jy weet, so ek dink dit was om hardop uit jou maag uit saam te kan lag, maar ook seer uit jou hart uit saam te kan huil. En die terugvoer was oorweldigend. Met geen ander projek wat ons al ooit die voorreg gehad het om te maak, het ons die tipe terugvoer gekry wat ons gekry het met Een keer om die son nie. Daar was Facebook bladdens oopgemaak waar mense week na week gesprekke met mekaar begin het, dat dit amper hierdie community geword het van waar mense begin deel het oor wat hulle in hulle eie lewe ervaar het, en skielik, en ek dink dit is die wonderlike mag wat ons doen het, om stories te kan vertel,
en ek en Ivan sê altyd, ons het glad nie al die antwoorde nie, ons is daagliks nog besig om te leer, maar as mens iewers in jou werk 'n spieël kan ophou, en mense kan op 'n manier vereenselwig met 'n storielyn of met 'n karakter, en hulle self vir 'n oomblik in dit sien, dan voel mense ook minder alleen in dit waardeur hulle gaan, en dit is wat ons bedoel met Een keer om die son, het 'n lewe van sy eie aangeneem. Dit het week na week na week op kyk net sy Facebookblad, na 'n Dinsdag aand was daar 1000 comments en almal wat gedeel het, ek het hieroor gehuil en hierdie het my so seer gemaak en hierdie is wat in my lewe gebeur het, en skielik het mense mekaar begin ondersteun en mekaar deur dinge begin praat en gaan, ja, so iets het al met my ook gebeur, en dit het net hierdie wonderlike wêreld geword waar mense mekaar gevoel het en gesien het, en ja, wat 'n voorreg om as 'n storieverteller deel van Sweets te kan wees. Ek en Ivan sê Een keer om die son het niks met ons te doen gehad nie. Daar was 'n groter doel en 'n prentjie met dit, en wat 'n voorreg om op so 'n klein manier deel te kon wees van dit. Dit was julle eerste keer dat julle hand aan 'n TV-reeks gewaag het, as ek dit reg het, want voorheen het julle bekend vir die flieks en so aan en self nog gespeel in Sewe Laan, ons gaan nou daaroor praat, maar was dit moeiliker om 'n TV-reeks te maak as 'n fliek, of is dit maar ewe harde werk? Nee, dit is definitief ewe harde werk as jy die dag op stel staan, jy weet, en ek dink wat dit moeiliker maak is die 'n fliek skiet jy 6 weke, jy weet, dit was die eerste keer wat ons vir 12 weke aan een verfilm het. So dis daai balans van familielewe, die kinders by die huis, daai rotine word heeltemal omver gegooi. En dit kan maar 'n selfsugtige bedryf wees, jy weet, die ure is vreemd, dis lang vreemde ure en die hele familie moet aanpas, jy weet. So ons moet 'n support system om ons bou met oumas en oupas en so aan. So ek dink daai was 'n uitdaging, 'n nuwe uitdaging. Gewoonlik maak jy jouself reg vir 6 weke skiet en dis doenbaar, en ons kon nogal voel die 12 weke was iets niets. Films kry ook die geleentheid om so klein bietjie te mikrofokus op oomblikke. Jy skiet so tussen 4 en 6 bladsye 'n dag. Op 'n drama reeks skiet jy so tussen 10 en 15 bladsye 'n dag. So die pas is bietjie groter. Elkeen kom met sy uitdagings. Maar ons geniet dit. Dit is lekker, en dit was 'n kreatiewe uitdaging om karakters vir 'n jaar te moet vertel. Hulle storie, hulle avontuur, hulle doen en late, hulle temas en hulle groei. So dit is jy moet 'n span om jou bou, nie net ek en Sunny, maar ons is 'n span skrywers en om kop te hou van alles, van 12 episodes, jy weet, op die einde van die dag is dit, jy maak 12 ure se inhoud teenoor 'n uur en 'n half. Met so om 12 films te maak. Ja, dit voel amper so. En ek dink met films, ons is ongelooflik lief vir die silwerdoek. Dit sal altyd ons eerste liefde bly. Daar's 'n magic wat gebeur wanneer jy iets op 'n groot skerm kan kyk. Maar die ongelooflike lekkerte en voorreg om vir televisie en vir 12 episodes, in ons geval dit was elke episode was 'n maand in hierdie karakter se lewe, so een volle ronde om die son. Is die lekkerte het vir ons daarin gelê dat jy jouself kon verdiep in hierdie karakters. Waar's in 'n film moet jy baie spesifiek wees op wat jy gaan vertel en wat jy gaan vasvang om in 'n uur en 'n half daai storie ten volle te kan laat leef. En in 'n reeks het ons kans gekry om soveel dieper te delf en regtig waar op 'n reis te kan gaan met die familie en met elke karakter ook. Was julle nie bang om 'n tweede reeks aan te pak, want ek meen na die eerste reeks se geweldige sukses, jy weet, was mense soms kunstenaars het partykeer na 'n liedjie geskryf het en dit was so 'n groot treffer die eerste liedjie dat die tweede liedjie vreesaanjaend is. Ja. Amper soos 'n film, 'n suksesvolle film, en dan kom daar 'n sequel, en dan aan die een kant ja en nee. Ons het geskryf seisoen 1 met die hoop en die laaste episode eindig ook met daai gevoel van die storie is nog nie klaar nie. En ons glo as skrywers van Wyk se storie was nie klaar nie. So storiegewys, nee, daar moes nog 'n tweede reeks gewees het. Daar's genoeg storie, daar's genoeg temas en drama wat nog moet uitkom, en nog 'n vol sirkel vir die karakters, maar dit is 'n goeie druk om op jouself te sit, jy weet, dit daag jou 'n bietjie uit as 'n kreatiewe skrywer, regisseur, vervaardiger, akteurs, om te gaan, okay, jy weet, ons moet hierdie, we gotta up it now, weet, ons moet vir die kykers selfs ietsie mooiers, beters gee. En ek dink dit lê in die storie en die karakters. Met Een keer om die son, jy weet, ons het nie
tricks en tools en geld vir opblaas en karre rol en aksie en seker goed nie. Dit lê in die mooi van die karakters, in die storie, in die hart, in die toneelspel, en daai eenvoud. En ons storiewêreld is massief. Ons het mal baie locations en groot storie. Ons is by die see, ons is op die berge en so ek dink net ons verantwoordelikheid was om dit so eerlik en rou is moontlik te vertel en te vertrou dat dit genoeg is, want seisoen 1 was dit die waarheid. Jy weet, mense het aanklank gevind in daai eerlike toneelspel, eerlike stories, geloofwaardige stories waarmee hulle kan aanklank vind. En seisoen 2 vir my as skrywer, regisseur was dit actually nog lekkerder. Dit was so lekker om vir karakters te skryf wat jy ken, wat uit hulle mond uit sal kom, hoe hulle sal optree en om met akteurs te werk wat hulle karakters teen nou al so goed ken. Ons het 'n shorthand gehad op besluit te neem en waantoe 'n karakter sal gaan en moet gaan. En ek dink seisoen 2 is daai gevoel van daar was seer in hierdie van Wyk se familie in die familie en daar was genesing wat plaasgevind het. 2 jaar later krap ons daai roofie oop, jy weet, en ons vra, maar was daai genesing genoeg? En jy weet, die lewe seer gebeur met ons almal en jy dink jy gaan deur genesing en dan ewe skielik op 'n vreemde maandag jy weet slaan dit jou weer tussen die oë en jy besef okay, ek het nog heeltemal deur daai trauma gewerk nie. En dis presies wat Een keer om die son probeer vasvang om te sê hoe lyk daai seer, wat ook al dit mag wees vir jou as 'n mens, as 'n kyker, en het jy met dit gedeel En dis ook okay. Dit is ook okay om nog nie deur dit te wees nie, om vir jouself en vir jou familie en vir jou geliefdes spasie te skep om te gaan, my genesing lyk anders as jou genesing en die tydlyn op dit is iets wat jy 'n leeftyd met jou saamdra. Weet, sekere tipe seer gaan nooit weg nie. Jy leer net om met dit saam te leef en dit was vir ons belangrik om dit in 'n tweede seisoen te kon wys en te kan vasvang, want in die eerste seisoen het jy 'n familie se rou en seer gevolg en in die tweede seisoen het ons die kans gekry as skrywers om baie dieper in elke karakter se reis in te kon delf. Waar is hulle 2 jaar later in terme van genesing, in terme van groei, in terme van aanvaarding, en ons vra in die tweede seisoen heerlike vrae weer eens, omdat ons nie die antwoorde het nie en mense gaan nooit daai antwoorde hê nie, maar dit is nog steeds belangrik om gesprekke rondom dit te hê, om te gaan as jy deurseer is in jou gesin en skielik moet jy jou eie mortaliteit bevraagteken. Hoe lyk dit? Hoe lyk die hierna? Hoe deel jy dit met jou kinders? Ons raak weer baie swaar temas aan soos verslawing, angs, depressie en dan binne in dit om te gaan, weet, dikwels is dit iets wat jy nie eers raak sien nie, dan voor jy dit weet, het jy in 'n diep gat van iets ingeval en dit was nooit jou bedoeling nie. En ook, weet, jy kan 2 keer val, 3 keer val, hoeveel keer is jy bereid om op te staan? En ons grootste hoop met die tweede seisoen is om mense met hoop te laat, om te gaan dat, maak nie saak hoe rou en seer en waar die reël gegaan het nie, dat daar is altyd hoop. Daar is hoop op tweede kanse en maak nie saak hoe donker die lewe mag voel nie, die son gaan altyd weer môreoggend opkom. Ek wil net so bietjie teruggaan, so min of meer 40 jaar terug. Julle elkeen nou, waar het julle groot geword, gebore, in skool gegaan en so aan? 40 jaar terug 41 jaar vir jou en 40 vir my, was ons, so nie in dieselfde jaar daarom nie, was ons toevallig in dieselfde hospitaal in Kempton Park gebore. Hoe oulik is dit? Vraggies. Ja. It was written in our stars. Die spookhospitaal daar in Kempton Park. O, regtig? Ja, wat nou nie meer bestaan nie. Kyk, ek is 'n hopeless romantic, so vir my is dit verskriklik oulik. Maar daarom 'n jaar het mekaar. Ja. So ek het al die jare toe in Witbank groot geword, in Pretoria studeer en toe bietjie verder in Johannesburg studeer en toe ook later in my lewe die voorreg gehad om by die New York Film Academy ook verder te kon studeer. Ek dink ek is 'n student of life en ek wil nooit ophou leer nie. Ek dink die dag wat jy ophou 'n honger het vir kennis in jou bedryf en in die wêreld, dan mens stagneer dan. So ek wil 100 jaar oud wees in hierdie bedryf en nog steeds wil workshops bywoon en nog steeds wil leer en nog steeds wil groei. So dit is so half in 'n neutedop my verhaal. Het jy ook met Tikkies gestudeer? Nee, ek was by Technikon Pretoria. Of nou TUT en
Ja, ek het eers baie lank terug of laat bedoel ek laat lank terug nou ook ja, maar laat self die besefing gemaak van drama en dat dit 'n loopbaan kan wees en 'n passie is en so en lank storie kort geknip rugby besering graad 11 ophou rugby speel vir die skool en ons daar was 'n huiskonsert vir jy weet vir ekstra punte en in die winterseisoen en ek sê nee is reg ek sal deelneem daar by die Gogga en eers graad 11 betrokke begin raak met drama. So dit was vir my belangrik om toe ek besef toe gaan hierdie hele wêreld oop en vir my het dit nog altyd gegaan oor stories vertel. In my in die bedryf as akteur, maar ek het vroeg besef luister ek wil nie net 'n akteur wees nie. Skryf en regie en die vervaardiging was altyd vir my dadelik 'n deel van daai fasette van wat dit vat om 'n storie te vertel. En die lekker ding van ons bedryf is ek voel mense wil nooit 'n jack of all trades wees en 'n master of none nie, maar die een komplementeer die ander een. En ons sien dit keer op keer, jy weet, om 'n akteur te wees of 'n skrywer voel ek maak my 'n sterker regisseur en vice versa. So ja, dis my en Wat se tipe kind was jy? Was jy 'n rebel of was jy het jy die reëls gevolg? So ek het die reëls gevolg. hoofmeisie. Maar ek het geweet dat ek wil doen wat ek vandag doen toe ek 5 jaar oud was. Ek wou my hele lewe lank stories vertel. Ek onthou ek het as 'n kind in die tuin gelê en stories uitdink wat ek in die aande vir my ma en my ouma opgevoer het. Ek was altyd besig om 'n opvoering van alles te maak. Selfs al maak ek net vir 'n koppie koffie, was dit 'n vertoning. En my pa is ongelooflik lief vir lees. Hy het nog altyd gesê as hy eendag die lotto wen, dan koop hy vir hom 'n huis vol boeke en hy lees sy pad uit vir die res van sy lewe. So ek het groot geword met stories en storiewêrelde en boeke lees en as daar nie 'n boek was om te lees nie, het my pa 'n storie opgemaak en ek onthou hy het my gevat om Alice in Wonderland te gaan kyk by die Johannesburg Theater. En daar was 'n baie spesifieke oomblik waar ek besef het maar daar is dan nou 'n dogtertjie wat Alice speel. En ek wil ook Alice kan speel. En my pa was so oulikheid na die tyd gevra of ek vir 'n oomblik backstage kan kyk. En ek onthou ek het daar deur gestap en daar was die kostuums en daai wêreld. En ek wou nog nooit enigiets anders gedoen het nie. En ek is so dankbaar vir ouers wat reg van die begin af in dit geglo het en geweet het, maar dit is wat ek moet doen. En dan later in jou lewe dan leen jy jou ore vir 'n oomblik uit. Weet ek kom van Witbank af en op daai stadium 'n kleiner dorpie was die gevoel maar as jy nou gaan drama swat, wat gaan jy nou maar daarmee doen? Dis nou net donker en vreemde mense wat gaan drama studeer. Dis nou nie 'n regte werk nie. En my ouers was net altyd maar dit is wat jy moet doen. En ek het toe teen dit te besluit en vir 'n jaar journalistiek gaan studeer. O, wraggies. Omdat ek so lief is vir stories en skryf en in daai jaar het ek net gaan ek gaan die wêreld red deur die stories wat ek skryf. As ek 'n joernalis wil wees, gaan ek die beste joernalis wees wat daar kan wees en ek het al wat 'n ekstra vak is gevat van kriminologie, al die drama vakke, al die sielkunde vakke, like you name it. As ek dit kon vat as 'n vak het ek dit gevat want ek het gegaan ek moet algemene kennis hê en ek moet kan skryf oor alles. En aan die einde van daai jaar het my ma my ma is wonderlik. Sy is so oopkop en liberaal en like she's a wonderful student of life. En sy het net vir my gesê, Donnelly, jy kan nie vir mense sê jy moet doen wat jou passie is in die lewe, maar jy practice nie wat jy preach nie. En ek kan sien jy werk hard en ek waardeer dit. Maar dit is nie wat jy gemaak is om te doen nie. Dit laat jou nie lewendig word en voel nie. En sy sê vir my, ek dink jy moet gaan drama studeer, gaan vind uit of jy nog kan inskryf vir volgende jaar. En ek onthou ek het daai middag na die drama departement toe gegaan en die vroutjie wat daar gewerk het vir my gesê, Hartjie, die audisies is môre. En ek het in my kar geklim, Witbank toe gery, dwars deur die nag aan audisiestukke gewerk wat ek nog van die hoërskool af gehad het, teruggery daai volgende oggend en ek onthou so spesifiek ek het op die verhoog my audisiestukke gedoen en die paneel het so op die donker stoele gesit met net sulke dim liggies wat oor hulle geskyn het en toe ek die laaste lyn van daai prosa stuk sê, toe skree alles binne in my, hierdie is wat ek wil doen vir die res van my lewe en ek het nog nooit 'n oomblik vir 'n oomblik teruggekyk op dit nie. Maak nie saak hoe moeilik dit was nie, maak nie saak in die tye wat mense gaan vir audisie op audisie, maar ek is ook baie dankbaar dat ek baie vroeg in my loopbaan daai besef gemaak het dat
jy kan nooit opdaag vir enige audisie, vir enigiets eintlik in die lewe nie voorberei nie. So jy het nou nog gevra wat se tipe kind was ek. So dit is jou verantwoordelikheid dat as jy die voorreg het om iemand se tyd te kan hê om 'n audisie te doen, moet jy die beste audisie van jou lewe daar gee. Jy moet voorbereid gaan vir dit. En as dit nie bedoel is vir jou nie, dan gaan dit nie na jou kant toe kom nie. Dit het niks te doen met jou talent nie. Dit het niks te doen met jou wat nie lank genoeg of kort genoeg of dit genoeg of dat genoeg is nie. Dit het 100% net te doen met die feit dat dit is nie in jou sterre geskryf nie. En die persoon vir wie dit bedoel was, dit was altyd in haar sterre geskryf, in sy sterre geskryf. Weet, en as 'n mens as dit kan gaan, en ja, natuurlik gaan daar altyd 'n leerstelling wees as mens vir 'n groot rol audisie het en as mens graag 'n geleentheid wou hê, maar ek dink te dikwels in ons bedryf vat mense dit so persoonlik dat dit op hulle self neerkom asof hulle nie goed genoeg is nie. Eerder net as om te besef, maar weet, as twee mense vir dieselfde audisie gegaan het en julle het albei kliphard gewerk om die beste moontlike audisie te kan lewer en dit kom nie na jou toe nie, dan beteken dit was al in haar sterre geskryf voordat enige een van julle twee eers geweet het julle wil dit doen eendag. En ek dink dit was vir my 'n groot behoud in my loopbaan om te gaan. Dit wat nie na my toe gekom het nie, was nooit bedoel vir my nie. En vir wie dit bedoel was, is wonderlik. En hoe meer ek glo wat 'n mens in die lewe uitspreek en wat mense oor ander mense kan wens, moet 'n mens in oorvloed doen. Want jy sal graag wil hê dat wanneer dit jou beurt is eendag, dat mense dieselfde gesindheid het teenoor jou. Ivan, was jou ouers tevrede toe jy nou na jou rugbybesering en huiskonsert besluit, jy gaan nou saam met die goths en die mense wat bietjie sukkel in die lewe gaan dramas wat? Wel, as hulle ongelukkig was, het hulle dit nie met my gedeel nie, so ek's dankbaar daarvoor. Nee, hulle was ongelooflik ondersteunend. Ek is die derde kind, so laatlam. Blue-eyed boy. 'n Blue-eyed boy, so en hy deel ook mos 'n verjaarsdag met sy ma. Yes, oulik, baie oulik. Nee, so nee, hulle was regtig ondersteunend. Wat amazing was, hulle het dadelik die moeite gedoen om saam met my 'n bietjie huiswerk te doen, met mense in die bedryf te praat, die regte besluite te neem. Ons het toe besluit op Technikon Pretoria, want dit gegaan oor jy kry dadelik praktiese ervaring en mense op daai stadium, mense in die bedryf het baie Technikon voorgestel. So dit vir my is 'n mooi en 'n goeie teken. En hulle is, my maale is die kyk net mark, jy weet. So as ons ietsie wil toets, as ons dink gaan dit werk vir die mark, dan toets ons dit op my familie, jy weet. Dan weet ons okay nie. So nee, hulle is nou baie dankbaar en baie trots. Ek het al so 1 of 2 keer my pa vang my naam rondgooi as dit, jy weet, om kan baat. En dan lag ek oor net so 'n bietjie, jy weet. So nee, hulle is baie trots en baie ondersteunend in dit. Maar ek kan dink dit is, jy weet, dis 'n rowwe bedryf in die sin van werk is onseker en maar ons lewe in 'n tyd waar maak nie saak wat jy gaan studeer nie. Elke beroep kom met sy uitdagings. En die beste wat jy maar vir jou kind en jou geliefdes toewens is seker maar om wakker te word en hulle passie te kan uitleef en terselfdertyd wil mens 'n lewe kan maak uit iets uit. Dit is belangrik dat die liefde en die passie gaan vinnig by die agterdeur uit as die rekening nie kan betaal word of as die water en elektrisiteit nie kan betaal word nie. So dit is maar daai balans wat mens moet vind en vir jou kinders leer. So ek dink ons wens vir ons kinders is ook, weet, ja, volg jou drome, volg jou passie en ons sal hulle ondersteun tot die dood hoe om daai passie in 'n besigheid of 'n volhoubare loopbaan te kan omskep. En ek dink enige loopbaan daar buite het uitdagings en jy kan dit nastreef. En ons is groot voorstanders van 10.000 ure. Nee, hoe meer jy insit, hoe meer jy, weet, ek dink dikwels is mense na 'n jaar, na 2 jaar, maar my skip het nou nog nie ingekom nie. Ek het nog nie my big break gehad nie. Ek het nog nie 'n geleentheid gehad nie. My ma is 'n fenominale entrepreneur en sakevrou en sy het nog altyd, van dat ek kan onthou, het my ma nog altyd gesê, Danielle, daar bestaan nie 'n ding soos 'n droom wat te groot is nie. Dit bestaan nie. Maar op die einde van die dag hang dit van jou af, hoe hard jy bereid is om te werk en hoe lank jy bereid is om uit te hou. En ek dink mense hou vas aan dit om te gaan, as jy bereid is om aan te hou werk en aan te hou die ure insit, gaan jou geleentheid kom. Dalk nie op die tydlyn wat jy voor gehoop het nie,
maar dit gaan kom na jou kant toe. Ek is oortuig daarvan. Vertel net so kortliks van New York en die kursus wat jy daar gedoen het. So, my pa bly in Amerika en vir my, omdat ek so lief is vir leer en so geïnteresseerd is om kennis op te doen, het ek altyd gevoel dat daar's 'n wêreld wat ons van Suid-Afrika af ken is of Hollywood en films en wat dit verteenwoordig op 'n skaal wat ek dink ons nie eers kan begin om te begryp nie. En dit was altyd vir my 'n behoefte om oorsee te gaan studeer. Ek wou altyd verder studeer. En ek is so eintlik dankbaar vir daai tydperk in my lewe, want ja, mens gaan nou jonk alleen oor en jy gaan studeer in 'n ander land en daar was studente van oor die hele wêreld wat hierdie kursus by die New York Film Academy gedoen het. So ek het in spesifiek acting for film gedoen en ek het dit ernstig opgeneem, soos wat ek ek het gegaan, ek het hierdie een geleentheid om soveel as moontlik kennis op te doen. En wat so wonderlik is ek weet nie hoe dit nou is nie, maar toe ek daar was, het jy met so alles het intern gewerk. So die script writing studente het in spesifiek die acting for film studente moes gebruik en dan die filmmaking studente moes dan ook so hande vat met die scriptwriting studente en dan ook die acting for film. So alles het internally gebeur. Jy moes binne in die skool dan hande vat met die verskillende kursusse. En ons het as studente, ek het as 'n jong student met 'n studentekaart het ek die geleentheid gekry om in studentefilms te speel waar ons in Times Square verfilm het en waar jy in Central Park dit is nou 'n studentemovie, maar om dit wat jy altyd in die film sien wanneer jy groot word, het jy die geleentheid gehad en ek het soveel keer daar gestaan en gegaan. Ek staan nou binne in 'n droom wat reg rondom my waar word. Ek is nou besig om 'n studentefilm in Times Square te maak. En ons is almal besig om te leer en ons is almal maar hoe wonderlik om net daai geleentheid te kon kry. Maar die grootste geleentheid wat ek nou wil sê wat ek daar uit gevat het of wat vir my oopgebreek is in die tyd wat ek daar was die besef van dat of ek staan nou at a crossroads, of ek kan besluit ek doen aansoek vir 'n green card, my pa bly in Amerika, so daai sou vir my 'n roete gewees het wat ek kon gevat het, en dan is ek een van 1000 meisies wat lyk soos ek, klink soos ek, wat almal vir dieselfde audisie gaan, en ja, if you put in the hours, gaan dit iewers op jou pad kom eendag, en volg ek dan my droom, of volg ek die wêreld se definisie van die droom binne in ons bedryf, en is dit wat ek wil doen? En toe besef ek, maar nee, my droom is om films te maak en stories te vertel, en ek kan dit in my eie land ook doen, en in my eie land is ek in beheer van dit. Ek is nie een van 1000 meisies wat in 'n ry staan en wag vir 'n geleentheid nie. Ek kan terugkom en met dit wat ek geleer het, my eie geleenthede skep en stories maak wat ek wil vertel, en dit was nog altyd vir my belangrik en vir ons albei, om dat die werk wat ons skep moet iets sê. Want niemand is jou enigiets verskuldig nie. Die kosbaarste geskenk wat iemand ooit vir jou kan gee is hulle tyd. En as iemand vir jou 'n uur of 'n uur en 'n half van hulle tyd gee om iets te kyk wat jy gemaak het, ons vat dit nie as vanselfsprekend nie. Die dag wanneer ek dit vergeet, hang ek my hoed op en dan mag ek nie meer stories maak nie. Maar dit was so al wat vir my oopgebreek was in die tyd wat ek daar was. Ek het besef hoe wonderlik dit is, maar ek het gegaan, ek wil doen wat ek hier doen on my own terms. Ek wil terugkom en ek wil kan skep. Ek wil my eie werk, nie iemand anders se storie nie die wêreld se definisie van die droom nie, maar my eie definisie van die droom. En ek wil hier kan skep en ek wil hier kan werk, en ek het teruggekom met daai vuur binne in my, en dit is waar ons toe saam begin werk het en stories begin skep het, en mense is so dankbaar daarvoor dat ek daai besluit gemaak het, want ek dink dikwels is mens so verblind om te gaan, maar die wêreld sê vir jou, as jy in ons bedryf ingaan, is Hollywood die ultimate. En moet my nie verkeerd verstaan nie, as ons ooit die geleentheid kry om te kan collaborate en hande te kan vat met 'n Hollywood produksiemaatskappy of enige internasionale maatskappy, en die storie is reg, sal ons dit ten volle aanvat. Maar dan moet dit iets wees wat ons ook wil maak en wat iets sê. Ivan, hoe belangrik is dit vir julle om soort van deel van die waardeketting van die proses te wees van 'n fliek maak of 'n TV-reeks maak, regisseur skryf, produksiemaatskappy, daai tipe van dinge, want dit is tog op die ou end is mense in Suid-Afrika
en veral in daai bedryf baie aan jouself oorgelewer dat jy moet werk skep vir jouself. Ja, ek dink dis alles wat jy daar gesê het, in die sin van werkskepping. Ek dink op die einde van die dag daar's 'n entrepreneurial kant in beide van ons. In 'n ander lewe was ek nou nie in die bedryf was nie, so ek definitief besigheid. Ek sou 'n wheeler en dealer gewees het, verskillende besighede probeer het. So ek dink aan daai kant word dit vervul. Jy weet, daai kant van die brein om 'n produksiemaatskappy te besit, om te produce, jy's besig met syfers, dit is planne maak, dit is 'n besigheid ran, jy weet, so lekker in daai boksie word getik. En aan die ander kant is ongelooflik lekker om deel te wees van, soos wat jy sê, die ketting, om werk te skep vir die bedryf en om in beheer te wees van jou eie loopbaan. Ek dink ons albei, en dis waar ons aanklank gevind het met mekaar ook werksgewys, is dat ons nie net wil sit en wag vir iemand om vir ons werk te gee nie. In die vorm van audisies op audisies. En ons is storytellers, vertellers, en hoe kry jy die geleentheid om dit uit te leef? Skryf die skrip, vervaardig dit, pitch. So dit is weer eens, in hierdie bedryf is dit elemente en fasette wat mekaar ondersteun, want dit ergens kom bottleneck al daai elemente om iets op skerm te sit of op televisie, jy weet, daar's my niks lekkerder as om al daai goedjies bymekaar te bring nie. Ek dink dis ook hoekom ek as regisseur die naproduksie so geniet, die editing proses, jy weet, want daar sien jy die foute wat jy gemaak het, die besluite wat jy op die dag gemaak het, wat gaan jy volgende keer weer doen. Dis vir my die leerskool van die proses wat ek nou net deur is. As regisseur, skrywer, akteur, you name it. So dit was vir my baie belangrik. Ek kan onthou Bakgat 1, ek het altyd vriende gemaak met die crew. Ek was net 'n akteur op daai stadium, deel van die projek, maar een van ons hartsvriende en beste vriende en huisvriende is Tom Maree. Hy was die kameraman en DOP. En Kat, dan gaan staan ek by hom en vra oor kamera, en ons het sodoende, het hy my, toe ek my eerste film gemaak het, was hy my kameraman. En dit was vir my nog altyd belangrik. Daar's vir my as persoonlik ook niks erger as om te hurry up and wait nie, jy weet, en dit sommer akteur se lewe opstel. Dit is jy vang daai oomblik vas. En dit is jy het hierdie pockets van oomblikke waar jy moet shine. Maar my brein het nodig om, jy weet, as ek op stel stap die oggend, moet hy betrokke bly van die storievertelproses. Ja, dit is my belangrik. En jy speel en is vervaardig en skryf en al daai tipe dinge ook. As 'n span, ja, ek dink dit is vir ons so lekker, want mense weet wat die eindproduk moet wees en mense weet ook wat die kwaliteit van dit moet wees. Vir beide van ons sê altyd, ons het beide a spirit of excellence in alles wat ons doen. Ons het al dikwels gelag in ons mou en gegaan, wat bedoel jy, iets is net goed genoeg? Wat beteken goed genoeg? Iets moet nooit net goed genoeg wees nie. As jy nie ten volle alles gegee het vir dit nie, dan moet jy dit liewer nie doen nie. So ek dink op alle elemente, en dit kom weer eens terug by hoe dankbaar ons is wanneer mense vir ons hulle tyd gee. So as iemand vir jou 'n uur of 'n uur en 'n half van hulle tyd gee, moet hulle na 'n kwaliteit produk kan kyk op alle elemente. Die teks, hoe dit verfilm is, die performances, en dit moet op 'n standaard wees, en dit is wat ons al dikwels gesê het, is as ons verantwoordelikheid vir dit alles kan neem, dan weet ons wat die standaard op die einde van die dag gaan wees van daai produk. Het julle op Sewende Laan ontmoet? Ja. Ons karakters het daar storyline saam vertolk, en dis waar ons saam die eerste keer Pad in jou hart ook begin skryf het. By Sewende Laan. Ja, Ivan het op daai stadium met hy en Andrew Thompson het hulle die produksiemaatskappy saam gehad, en hulle het superhelde geskryf. En ek was natuurlik honger om te leer, en ek het gegaan, kan ek shadow? Wat kan ek leer? Kan julle my wys maak op enige manier? En ek onthou, hulle het altyd vir my, hulle het seker so hoop, mense kan nou nie sien hoe hoog ek wys nie, maar as 'n redelike hoop boeke voorgestel en gesê, weet, hulle het al daai boeke gelees, ek moet daai boeke deurwerk en deurlees, en weer dan met hulle kom gesels, en ek onthou ek daai middag gery en gaan koop wat ek kon kry en bestel wat ek nie kon kry nie, en deur daai boeke gewerk, en want by Sewende Laan was daar baie lang ure, die struktuur het
verander, weet ek nou, maar toe ons destyds daar was, ek het dit dom ure genoem, want dit het vir my gevoel, jy moet van die oggend daar wees, tot aan die einde van die dag, en in spesifiek my karakter het in die koffiewinkel gewerk, so of ek nou storyline gehad het of nie, ek moes daar wees, weet, want almal anders se storyline het in die koffiewinkel afgespeel, waar my karakter vir jou 'n stuk chocolate koek bring, en 'n spyskaart, en in daai tydperk het ons toe gesê, weet, kom ons gebruik daai ure, en kom ons sit dan en werk aan 'n teks, en weet ons het op 7de Laan se dek begin sit, en al daai dom ure omskep in iets wonderlik, in 'n projek waarop ons tot vandag toe nog baie trots is. Weet, want ek dink, vir my, as ek nou terugdink aan 7de Laan, selfs in daai tyd, weer eens, soos wat Ivan sê, hy het altyd gaan staan by die tegniese span, vir my het ek besef, weet, ek dink, was 'n jaar lank by 7de Laan, en al my peers het storylyne gehad, en weet, kom in vir hulle storylyne, en dis lekker storylyne, en my karakter bring 'n koppie koffie, en vra vir jou sal dit al wees, en hier's die rekening, en mooi dag, en ek het dit tot die beste van my vermoë gedoen, maar in daai tyd het ek ook gegaan, wel, ek is nou hier vir al hierdie ure, en wat kan ek leer? So ek het seker gemaak dat ek alles van continuity afleer, dat ek alles van multicam afleer, want ek sit op stel die hele dag, en ek is tot vandag toe dankbaar dat ek nie mismoedig geraak het en gaan het vir 'n jaar lank kry ek geen storielyn nie, want alles wat ek in daai jaar geleer het 'n fondasie gelê vir my om die vervaardiger te wees wat ek vandag is, want ek weet, I know what it's like at grassroots level, om te gaan, wat is die fondasie wat neergelê moet word binne in jou span, binne in 'n dag, binne in 'n tydperk. So ek's dankbaar vir dit, ek's dankbaar nou as ek terugkyk, daar was stadiums wat ek self gaan het, ek wil ook net graag kan 'n storielyn speel, en ek is nou hier om toneel te speel, maar ek's dankbaar vir dit wat ek geleer het in daai tyd, want ek dink dit het 'n bydrae gelewer tot wat mense as vandag as 'n vervaardiger is. Ivan, jy het nou nog gepraat van Jack of all trades, maar ek dink in hierdie bedryf is dit ontsaglik belangrik om veelsidig te wees. Daar's 'n entomoloog, Prof Erik Holm, die pa van Erik, wat praat van die kakkerlak en die reismuur, 'n super spesialis wat net een ding kan doen, en een wat veelsidig is, en op die ou end is die kakkerlakkie veelsidig, en hy is die een wat oorleef as daar, jy weet, kernbomme val. Nee, ek stem saam, en dis daai volhoubaarheid, jy weet, so die volhoubaarheid van die lewe van die kakkerlak. Ons is kakkerlakke. Ja, ons het ook 'n bietjie van 'n kakkerlak storielyn in die eerste seisoen gehad van een keer om die son, Benny. Ja, ek stem saam. Vir my ek dink dis ook advies wat ons vroeg gekry het, is, jy weet, we want to be in this industry for the long run, jy weet, en hoe kan jy dit volhoubaar maak vir jou, en terselfdertyd wil mense gesin hê, en jy wil kan lewe, en jy weet, geld is nie alles nie, maar mens wil 'n lewe kan maak uit dit uit, en om dit volhoubaar te maak, as jy veelsidig is, en jy het jou vinger in al die pies, dan raak 'n projek ook finansiëel die moeite werd vir 'n gesin, en vir my dan as 'n span en 'n produksiemaatskappy. En ek sê ook dikwels vir jong mense wat na ons toe kom en gaan, ek wil ook act, ek wil ook 'n akteur wees, en ek gaan altyd, weet, my vraag altyd is, wil jy in hierdie bedryf wees want jy's regtig passievol daaroor, of wil jy in hierdie bedryf wees want jy dink jy gaan elke naweek op 'n rooi tapuit loop en mense gaan jou handtekening vra? Want as dit die geval is, moet jy besef dat, weet, ek en Ivan, die hoeveelheid kere wat ons al 'n premier gehost het, dat ons is die mense wat die rooi tapuit uitrol, om vee met 'n besem, gaan aantrek, jou aantrok, make-up, hare, die rooi tapuit loop, en om aan die einde van die aand weer oprol en seker maak hy skoon wat jy met jou deposito terugkry. So, weet, dit is die realiteit van ons bedryf. Dit is nie, ja, daar's wonderlike, mooi geleenthede, maar dis nie glamorous nie. Dit is lang ure op stel. Ek weet, ons het vroeër bietjie daaroor gesels, maar dit is 12 tot 14 ure 'n dag, 6 dae 'n week wat jy verfilm. En ja, ek dink mense moet mooi gaan nadink hoekom jy in hierdie bedryf wil wees, want dit is nie wat die Hollywood prentjie vir jou wys, dit is nie, jy doen dit want jy's regtig passievol oor wat jy wil skep. Maak dan net seker 'n skoonpaas ryk. Het jy seker gemaak? Ja, my oupa het altyd gesê, as jou pa arm is dit nie jou skuld nie, maar as jou skoonpa arm is jy dom. Maar my pa's ryk in alles wat saak maak, in stories vertel, en kennis en liefde. En
Ek wil nou praat oor Pad van jou hart vir altyd stroom op en dan 'n bietjie oor blindelings ook, maar ek wil net eers, toe ek voorberei het vir hierdie gesprek, het ek op 'n stukkie afgekom wat vir my absoluut interessant was en dat julle is die eerste paartjie in die geskiedenis van radio wat in 'n radiodrama op RSG gesoen het en nie julle hande gesoen het soos wat akteurs gewoonlik in 'n radiodrama doen nie. Ek kan dit nie glo dat ons die eerste paartjie was. Ek dink aan 'n klomp paar radioakteurs, stemakteurs wat nie om sal gee om mekaar te wil soen. Ja. As ek al van daai radioakteurs se stories hoor. Ja, nee, maar ek is bly ons was. Dit is as ons nou gaan onthou word vir iets. Want niemand wil hulle eie hand vry nie. Nee, dit is nou die voorreg van om saam met jou man te kan speel, né? Dit is nou. Ek onthou dit was. Ek onthou dit ook nou. Dis 'n goeie paar jaar. Dis 'n leeftyd terug, maar dit was oulik geweest. Ja. Want ek onthou nog sy het gegaan, want nou kan julle mekaar mos nou maar regtig soen. Ja. Oh, dis 'n slimme mikrofoon. Interessante staaltjie. Kom ons praat net gou-gou oor Pad na jou hart vir altyd stroom op daai tipe. Waar kom julle aan die storie idees? Jy sê jy toets dit nou op jou maale en so aan, want hulle kyk net maar waar kom idees vandaan? Dis 'n tweevoud. Ek dink nie dis altyd dis net een bron van waar dit afkom of een gedagte nie. Ek dink in die begin met Pad in jou hart byvoorbeeld het gekom, okay, wat se tipe karakters sal ons wil speel? En dit was die beginpunt. En dan begin jy met die vraag van okay, wat wil ons sê met hierdie karakters, met die storie en die temas? Wat gaan die aanklank? Waar is die wêreld? Waar is die wêreld se siege? En dan begin jy hom ook maar vorm in 'n package binne iets wat vir 'n mark gaan werk en so weet dan raak dit 'n kreatiewe besigheids jy weet mold wat jy saam begin sit. En so elke een van ons stories het 'n ander beginpunt. Maar ek dink die belangrikste met al ons projekte is 'n beginpunt altyd wat wil ons sê? Ja. Wat sê hierdie? Want as dit nie iets kan sê nie, as dit nie 'n spieël ophou nie, as dit nie sekere tipe vrae vra nie, as dit nie iets verteenwoordig nie, dan moet mens mooi gaan dink hoekom mense dit wil maak. So vir ons is dit altyd in al ons werk, elke liewe projek het nog altyd of 'n spieël opgehou of sekere vrae gevra of gestaan vir iets of iets gesê. En ek dink met Pad na jou hart byvoorbeeld was presies dit. Ons het gegaan, wat wil ons sê, watter tipe karakters wil ons speel en hoe lekker sal dit wees om ons land in 'n film te kan wys, om op 'n roadtrip te kan gaan, sodat dit vir ons as filmmakers ook 'n avontuur is, maar dat jy ook kykers op 'n reis dwars deur Suid-Afrika, want ons het 3300 km gery met Pad na jou hart en ek dink mense kan dit voel ook. Weet, daar's so mooi hart in dit. Ons is baie lief daarvoor om met klein nuggets te skryf. So as mense regtig, as jy nou vir 'n tweede keer dalk ons werk gaan kyk, sal jy altyd sien dat daar word saadjies geplant en daai saadjies kom altyd vol sirkel en partykeer kan ons ook gegil vir die feit dat ons lekker cheesy kan wees in dit en dis ook lekker partykeer. En dan ander kere Voel dis jou skuld. Ja, ek is baie cheesy. Ek is so, en ek is nie eers skaam nou, ek het nou gesê ek is 'n hopeless romantic. Sy bring die kaas in dit in. Ja, en maar daai kaas maak ook dat mense al na ons toe gekom het en gegaan het. Ek het Pad na jou hart of vir altyd vir die 23ste keer al gekyk of die 24ste keer. Ek kyk dit elke vakansie. Of dit is ook vir mense lekker om na iets te kan kyk wat hulle ook lekker laat voel en wat 'n mooi betekenis het. En met ons films was dit altyd vir ons, het ons gesê, ons wil mense kan saamneem op 'n epic cinematic adventure en dan wil ons vir jou iets in jou hart saamgee om saam te vat huis toe. Verlede jaar by die Silverskermfees het ek gaan kyk na Blindelings, so 'n bietjie gelees vooraf nou waaroor dit gaan en so, maar dit is totaal iets anders as wat jy gewoonlik of tot in daai stadium aangepak het. Waar het die besluit gekom om so totaal anders iets aan te pak? Kyk, ek dink die hartseer ding is ons sit met stories in verskillende genres wat ons baie graag sou wil vertel as storievertellers en as filmmakers, maar dit is moeiliker, jy weet, jou verskillende genres, jou kykersmark, jy weet, jy moet aan daai kant ook dink en kanaal moet ook baie keer aan dit dink. So dit was 'n wonderlike geleentheid wat ons gekry het wat eintlik gebore was in COVID, het ons 'n klomp
stories wat ek MultiChoice het daai tyd gevra vir 'n klomp stories wat dalk kleiner is. Beerkrag onder andere was ook gebore uit dit uit om in 'n film te verwerk wat ek en Anneli toe gedoen het. En dit was deel van die brief was ook moontlik 1 of 2 locations met 2 of 3 karakters maksimum. En dit was so half die raamwerk waaraan ons moes werk. Maar ons is altyd baie lief vir die genre, spanning en thriller en so voort. So, jy weet, die saadjie van daai genre kom eintlik al lank. Jy weet, ons het 'n paar ander lekker aksies films wat ons wil graag maak, maar dit gaan ook oor die regte tyd op die regte tyd, regte plek en so definitief een van ons groot doele is om meer te diverse te wees in wat ons daar buite sit. Omdat ons so baie van verskillende films hou. Ek hou nie net van een, ek's mal oor 'n lekker romantic film en ek is net so mal oor 'n lekker psigologiese thriller en ek is mal oor 'n aksiefilm en ek kan diep kuns raak ook. So dit is vir my baie lekker om 'n wye verskeidenheid films te kan kyk en ons wil ook hopelik nog in ons loopbane die geleentheid kry om 'n wye verskeidenheid films te kan maak. Maar selfs in Blindelings het dit iets gesê. Die fondasie van dit of die saadjie wat dit geplant het of die klein vraagtekens wat opgekom het is hoe dikwels in hierdie lewe en die social commentary was hoe dikwels in hierdie lewe vertrou mens blindelings. Die wêreld waarin ons lewe, almal is almal se Facebook friend. Jy het nog nooit daai persoon ontmoet nie, jy weet nie wie daai mens is nie. So daar's lekker social commentary wat ingeweef is in hierdie karakter en die storielyn. Maar dit is Blindelings is by verre een van my gunsteling karakters wat ek nog die voorreg gehad het om te kon vertolk. Semigrasie is deesdae 'n gonswoord en julle het net voor COVID dink ek, het julle Kaap toe getrek uit Gauteng uit. Hoe was daai ervaring om te semigreer as jy gewoond is aan die noorde en nou gaan jy suide toe en dan sit nog boonop 'n pandemie en 'n grendeltyd ook? Ja, ek dink die tydsberekening was vir ons eintlik net perfek. Vir die seisoen wat ons in was as 'n paartjie en as 'n gesin en so voorts. Ons seentjie Cameron was letterlik 2 weke oud toe tref COVID. En ons albei het al gedroom oor Kaap toe gaan net oor die feit dat ons in 'n seisoen was waar ons 'n familie wou begin. Ons het geweet ons wil dit in 'n plek soos die Kaap doen en vir verskeie redes, veiligheid, net leefstyl en ons raak ook nie jonger nie, so jy weet. Ons het ook al in die Kaap verfilm, so mense het geweet wat die Kaapse wêreld vir jou bied in terme van storiewêreld. Ja, so ek dink die tydsberekening was perfek vir ons in dit. COVID het definitief, as ek dit weer oor het, sal ek bietjie meer piesangbrood bak. Ons het nou die dag ook gelag oor dit. Ons het geval daarin. Minder ernstig opneem. Ons het baie minder ernstig opneem. Baie meer geniet. Ons kon beter gewees het in daai tydperk. Ek dink ons albei het daar's 'n liefde vir avontuur en reis en dit is deel van dit. Ons praat nou al, ons sê as die kinders ouer is of jy weet as mens op 'n finansiële plek kan wees, sal mens vir 6 maande in 'n ander land gaan woon, net om dit te ervaar en ons albei instinktiewelik is hoekom nie, jy weet En nooit om te ontsnap uit ons land uit nie. Ons is ontsettend lief vir Suid-Afrika, maar net vir die ervaring om te gaan. Hoe sal dit voel om vir 6 maande in 'n ander land te bly vir daai avontuur en dan terug te kom? So swalkies amper. Ja. Maar ons mis die noorde se donderstorms. Is dit? En warm somersaande. Windlose warm somersaande. Behalwe nou vir die weer is dit darm lekker in die Kaap. So lekker, so mooi en lekker en so ek nou gesê die storiewêreld, mens ry in enige rigting in en ons albei gaan, ek wil 'n film hierso maak, ek wil 'n storie hier vertel, iets moet nog hier gebeur wat ons kan afneem. Ons ek nog nie, maar ons op pad sien. Ons het nou nog gepraat oor fliek maak en TV-reekse maak en so en dit is ontsettend harde werk. Dit is nie net die vervulling nie, wat jy nou verduidelik het hoeveel ure dit is, maar dan sit nou postproduksie en so aan naproduksie. En jy het nou kinders, jy het nou gepraat oor julle gesin. Hoe doen 'n mens dit? Balans. Balans, ek wil nou net sê, balans is die kernwoord. Ons is ongelooflik dankbaar dat ons 'n bitter sterk ondersteuningssisteem het. My ma bly net af in die straat van ons af en so toe ons nou verfilm het die oupas en oumas mekaar afgelos. Hulle het soos wat een stel oumas en oupas gegaan het die ander gekom. So ons kindertjies het eintlik nie eens geweet ons werk so hard nie. Hulle het net gedink dis heeltyd Kersfees want ouma en oupa is hier.
Maar weer eens kom dit terug by die feit dat ons dankbaar is dat ons eie projekte kan bestuur, want ons kon byvoorbeeld met hierdie reeks nou, Ivan moes permanent op stel wees, maar ons kon my storielyn so spasieer dat ek in die oggend nog kon school run doen, stel toe gaan vir film en dan in die aand daar wees om kindertjies te bad, wat vir my so nuut was. Ek onthou ek het die een oggend stel toe gery en vir Ivan gesê, gewoonlik word jy wakker en dan klim jy al in die, soos wat jou oë oopmaak in jou karakter se gedagtes en skoene en jy is, weet, dis waar jou mindset die hele dag is. Nou gaan laai ek 'n fietshelmet af en ek sit 'n karstoeltjie oor in 'n ander kar en al die hele lewe gebeur voordat ek stel toe ry, maar ek sal dit nie enige ander manier wil hê nie. Ek is ongelooflik passievol oor ons bedryf, maar my hele lewe, my hele heelal is my man en my kinders en ons is ongelooflik passievol oor ons familie en familietyd en so balans. Hoe hanteer julle bekendheid? Is dit lekker om bekend te wees? Sukkel julle soms met die media? Ek dink om te begin by die mense, ek dink ons ervaring is nog net 99% positief met die kykers en ondersteunend en jy weet dankbaar mense wat op sosiale media met mens deel van wat ons projekte vir hulle beteken het. En so daai aanslag voel ek, jy weet, ek kan nie sê ek het hierdie ongelooflike negatiewe ervaring met die publiek en mense is altyd kind. Ja, mense is dalk bietjie meer keyboard warriors, sal dalk sê, ag nee, alweer hulle twee in 'n projek nie of wat ook al, maar selfs ou op straat, jy weet, dan gaan hulle, "Jessie, daai fliek was lekker," jy weet, so mense, jy gee ook nie, ons gee ook nie krag nie. Ja, nee. Mense is en dan media gewys. Ek dink met die media, ons het ongelooflike goeie verhouding met die media en weet in 'n tydperk toe Ivan geskei is, ek het 2 jaar later is ek geskei en weet in daai tydperk was mens by Sewende Laan, so enige iemand wat enige iets, almal se lewens by Sewende Laan was op 'n stadium oorgeskryf en selfs in dit was dit nooit lelik nie, daar was altyd half, hoekom skei iemand en wat is die rede, maar selfs daar kan ek terugkyk en gaan nêrens, as ek in 'n loopbaan enigstens moet terugkyk, was enigiemand al ooit lelik of weet, mense het begrip daarvoor. Ek kan ook my besigheidshoed opsit en gaan as Sewende Laan die program is wat almal tans kyk en op almal se lippe is. Weet, of iemand trou of iemand skei of iemand kry 'n baba, gaan ons daaroor skryf. Weet, so ek kan ook begrip hê vir dit. Maar weet, ons is nog altyd baie privaat en mense sê altyd, weet, dankie vir julle belangstelling, maar ons kies om ons persoonlike lewens privaat te hou. En eintlik was ons nog net altyd baie respek vir dit. So mense is baie dankbaar daarvoor. Ja, maar ons het ook in die bedryf ingekom en bekend geword voor sosiale media. En so dit is ook nogal interessant. Ons het nou die dag 'n gesprek gehad oor hoe die media of hoe sosiale media en hoe dit al verander het. Jy weet, as jy nou 'n jong akteur is en jy kom in die bedryf, hoe belangrik dit is om vandag een af al sosiale media te hê en so voort. Toe ons in die bedryf gekom het, was dit die laaste ding wat jy, dit was nog nie eens bestaan nie, jy weet. En ons het pad in jou hart, het ons poskaarte uitgedeel, dit was ons bemarking. Nou dink jy nie eens aan poskaarte nie, jy dink aan, jy weet, social media spend en nee, met pad in jou hart, ons het nie 'n bemarkingsbegroting gehad soos wat mens nou. Ons kon bekostig om 25,000 poskaarte te print en ons het 25,000 poskaarte met die hand uitgedeel in die bemarkingsveld tog van pad in jou hart. Maar dit was die fondasie vir almal wat vir altyd gaan kyk het, vir almal wat daarna stroom op gaan kyk het. So weer eens, 10,000 hours, you put in the time and it will come back to you. Maar ja, ons het lekker gegiggel daaroor om te gaan, en sosiale media was soos, ek dink ek het destyds 'n Facebook begin, sodat ek met my pa hulle kon foto's deel op 'n maklike manier, en nou is dit so half die wêreld, en weet in media nou, word moontlik, is daar 'n sosiale media post wat gemaak word, en 10 minute later het almal al verby dit gescroll en niemand gee eintlik meer om nie. Ja. So Ek het nou vir julle elkeen nog so 3 vrae. Waaroor is jy spyt? as ek eerlik moet wees, is daar niks wat ek nou so half dadelik moet gaan, iets kom op. Ek gaan nou lag en sê ek was al spyt oor iets wat ek geëet het. Dan gegaan en ek moes dalk nie nou dit geëet het nie. Moes ek dit nee, ek weet, ek my mind wil nou dadelik na 'n grappie toe gaan en gaan. Ek moes dan nou nie op 'n travel daai straatkossie probeer het en gedink het ek's nou avontuurlustig en probeer nou iets nie. Maar ek
kan nie nou in my lewe, alles wat al in 'n mens se lewe gebeur het, en hierdie gaan nou klink soos 'n cliché, hopeless romantic, kaas tipe antwoord. I can at least acknowledge that. Maar alles wat in 'n mens se lewe gebeur, niemand gaan vir jou kies om positief te wees nie. Jy word nie positief of negatief gebore nie. Jy kan nie altyd kies wat in jou lewe gebeur nie. Jy kan nie omstandighede kies nie, maar jy kan kies wat jy daarmee gaan doen. Jy kan kies wat jy daaruit gaan leer. En jy weet nie wat môre inhou nie, maar jy het beheer oor die hier en die nou. Jy besluit wat jy met hierdie oomblik gaan doen. En so cheesy soos wat dit of cliché soos wat dit mag klink is, mens leer uit dit alles uit. As jy 'n gesindheid het vir dit, as jy 'n gesindheid het om te gaan, wat kan ek hier uit leer? Hoe kan dit my sterker maak? Wat kan ek hiermee saamvat in my lewe? Hoe kan ek later in my lewe ander besluite maak? So daar's niks in my lewe wat ek nou terugkyk oor en gaan, ek is so spyt oor dit nie. Ewen as jy spyt oor iets of ook nie eintlik nie. Is dit vir jou ook 'n leerproses? Ja nee, ek bedoel daar's 'n paar lekker snaaks of fun antwoorde op die spyt. Ek spyt dat ek nie nog 'n taal aangeleer het toe mens meer tyd gehad het as jy weet, nou is maklik om te sê nou 'n taal aanleer in my 40's, maar met 3 kinders, besigheid, werk, as jy so ek sukkel om net jy weet 5 minute vir myself te hê. Ek spyt ons het nie 'n Griekeland vakansie gedoen. Griekeland ons was amper Griekeland. Ons het so gewik en weeg gaan ons Griekeland toe hierdie jaar vir my 40ste. Toe dink ek gaan my kindertjies te veel verlang. So ek spyt ons nou is ek soos, maar kyk hoe oulik was die oumas en oupas. Nou is ek spyt oor dit. Ja, ek dink ek stem saam met Donnelly. Ek dink spyt is amper 'n verkeerde aanslag om te hê en uitkyk om te hê op iets is solank niemand seer gekry het en dood gegaan het as gevolg van iets nie, dan is daar 'n les en daar is 'n groei proses. Dis jou verantwoordelikheid om dit daai te vat. En ek dink dit is belangrik. So mense gaan, jy weet, selfs so iets ernstig soos 'n eerste huwelik, jy weet glad nie. Ek het 'n ongelooflike mooi dogter uit dit uit en lewenslesse en ervaring opgedoen. So glad nie spyt oor iets in my lewe nie, jy weet. Dis die kleiner goedjies wat mense amper oor spyt is. Soos spyt ek is nie strenger op myself om te gaan, nou skakel ek af en vind beter balans om meer familietyd te hê of gaan op 'n date night meer gereeld of verstaan jy, seker klein 10 sit-ups 'n dag nie. Dis daai goedjies. En Ewen, waarop is jy trots? Op my gesin. Ja, ek is definitief trots om te kan sê dat dit my vrou is. Kyk nou na oë vir die luisteraars wat gewonder het. En toe skiet my oë vol trane. Ek is 'n huiler. Like full disclosure, ek huil vir alles. Happy endings, sad endings, advertensies, alles. You name it, ek huil daaroor. So my oë het nou vol trane geskiet. Ek's trots om 'n familieman te kan wees. Dit is vir my belangrik. Veral in ons bedryf, ek's trots om te kan sê, ek's 40 en ek werk ongelooflik hard en ek kan vir 'n familie sorg. En om 3 kinders te hê en 'n ongelooflike vrou, dit is 'n mens se trots, jy weet, ek is trots op dit en dis ook waarvoor ek werk op die einde van die dag. En terselfdertyd kry jy geleentheid om jou passie uit te leef en te doen waarvoor jy lief is. En ek's trots om in 'n bedryf te kan wees en om deel te wees van 'n groep filmmakers en storievertellers wat dag vir dag soort van hustle en fight om dit lewendig te hou, jy weet, en frontrunners te kan wees, en ek meng my taal, maar dis okay. En ons is passievol oor die Afrikaans, en ons is deel van dit, ons is deel van daai baanbreker groep, en ek praat hier van 'n groot groep mense, maar ons is deel van dit, jy weet, en 100 jaar van vandag af gaan ons terugkyk en hooplik gaan mense nog praat oor Pad in jou hart en vir altyd en nêrens Noord-Kaap en hulle gaan praat oor al hierdie filmmakers wat ek nou oor praat se goeders, jy weet, dat mens deel is van daai groep mense. Waarop is jy trots, Donnelly? My man? Hey, nee, maar ek kan nie anders nie. Ivan het en ek sê nie hierdie want hy is my beste vriend en my man nie, ek sê hierdie as 'n akteur op Ivan se stel. Hy het 'n ongelooflike kapasiteit om spasie te kan hou vir mense. Wat hy is op dag 1, is hy op dag 65 en hy's eerste dag en hy's laaste klaar elke dag en Ivan het 'n vermoë, die feit dat hy so hard werk
inspireer hy almal rondom hom om so hard te kan werk en ja, hy hou spasie vir mense, hy laat mense trots voel op hulle werk en dit maak dat mense nog harder wil werk. En hy is 'n ongelooflike pa. Ivan het al soveel doeke geruil soos wat ek al geruil het. Hy is so hands-on en hoe sy kinders na hom kyk, weer eens at the getting cheesy, maar weet ek, dit maak my so verlief op hom as ek sien hoe ons kinders na hom kyk en hoe hy alles kan vergaan wanneer hy tyd met sy kinders spandeer. So ek is so trots om te kan journey met Ivan en te kan droom saam met hom en te kan skep saam met hom en dat ons beste pelle kan wees. Dit is die fondasie van ons huwelik en ons verhouding en ek hoop dat ons kinders kan inspireer om eendag met jou beste pel te trou. En ek stem saam met Ivan, ek is so trots op wat ons in ons bedryf vermag met hoe min ons het. Weet, in Hollywood het jy of baie ander industrieë is daar miljoene tot jou beskikking en jy kan al wat 'n tool en 'n toy hê en die son is nie lekker nie, kom ons bou 'n skrim wat kilometers ver strek. En in Suid-Afrika het ons nie dit tot ons beskikking nie, maar die werk, ons tegniese spanne, weet ons crews, ons skrywers, dit wat ons vermag met hoe min ons het, maak my verskriklik trots om deel van hierdie bedryf te kan wees. En ek is ook verskriklik trots op my ouers, op ons ouers en dankbaar vir weet wat ons ouers al opgeoffer het en gedoen het vir ons sodat ons kan wees waar ons is vandag en dat ons ouers ons aanpasbaar groot gemaak het. Ons lag altyd en sê beide ouers aan beide kante sê altyd hulle as hulle een ding reg gekry het, hulle aanpasbare kinders groot gemaak en dit kom weer terug by jy kan nie altyd jou omstandighede beheer en kies nie, maar jy kan kies wat jy gaan doen in dit. En tenminste is trots en dankbaar daarvoor. Ons hou kerk so. Dis RSG. Net so laaste vraag vir julle albei. Jy het nou gesê jy het journalistiek geswat, jy het baie gelees en so aan en jy's die ewige student. Maar wat verveel jou of wat vind jy oneindig oninteressant? Negativiteit. Regtig ware negativiteit. Dis 'n wonderlike vraag. Ja, dit is 'n wonderlike. Ek het nou dieselfde gedagte gehad. Dit is 'n wonderlike vraag. Maar negativiteit voel vir my as jy daar's gesegde wat sê misery loves company en dit voel vir my as iemand wil moan dan wil 10 ander mense moan daaroor en al wat jy dan reg kry is almal loop weg van daai gesprek en jy voel net swaarder. Jy het nou niks opgelos nie. Jy het nie 'n plan kon maak vir dit nie. Jy het nou net diep gedelf in daai negativiteit van dinge. En ek sê nie dat jy nie negatief mag voel oor goed nie. Wat ek daarmee bedoel is daai tipe van jy moet op eierdoppies loop want iemand moan en kla die hele tyd oor iets eerder as om net planne te maak. Weet, ek glo daar's 'n plan vir alles. Wat jy kan 'n plan maak vir alles. En so ek raak nogal verveeld met negativiteit. Ek verwyder myself uit sulke gesprekke uit. Dat mense nou maar voel wat hulle voel en hopelik kom hulle tot verhaal en kies om ander gesprekke te hê. Ek wil nie deel wees van sulke gesprekke nie. Dit laat my net ook swaar voel dan. En vir jou Ivan? Ek het al baie hard probeer sokker kyk, ek sukkel. Kyk ek kyk enige sport, vra vir my vrou. Ek sal vir jou nou 'n stukkie rolbal kyk. Maar ek kan nie sokker kyk nie. Dit verveel my. Ek het al hard probeer. Ek het my al voorgenem as iemand vir my vra wat my gaan verveel, dan sal my antwoord sokker wees. Ivan, Donnelly, baie dankie vir julle tyd vandag. Ek waardeer dit baie en ons sien baie uit na die tweede seisoen van Een keer om die son. Baie dankie. Baie dankie dat ons saam met jou kon kuier. Hierdie was 'n lieflike onderhoud en kuier. Baie dankie. Elke Dinsdag gesels ek met nuusmakers, planmakers, bekendes en berigtes. Laat weet ons wat jy dink in die kommentaarveld onderaan hierdie pot gooi of stuur 'n e-pos aan info@rsg.co.za. Onthou om die follow knoppie hierbo te druk en kom gesels elke Dinsdag, land en sand.